Pastor Jasper. Blessings to you, beloved. Groete in die naam van die Here Apostel Prys. Pastor Jasper het by my aangeklop toe sê, Pastor Rosa gaat kom, jy gaat kom, onze pastor, Isepa gaat kom. Toe sê ek, maar man van die Here, ons het laas week lekkere dienst, ek het net bang, ek kom gaste. Wat miskien excited is om by ons te wees. Maar ek groet vanmorgen die anke leier, Apostel Prys, Pastor Jasper en sy vrou, Pastor Rosa, die pastore van die Here, wat die is, man en vrou van die Here, ja, ek weet teenwoordig. Ek dink die Here is vir ons goed, is goed om te hoor hoe die jong vrou praat van, as ons sy kinders voor ons groot raak, man van die Here, hulle is destined om die week van die Here te doen. There's no two ways about it. Die is man, ons kinders is gebore, my ma sê, voordat hulle nog in die moederskoot was hulle klaar gesalf. So they was anointed even before the womb. En die is wat vir my so mooi is. Die waar ek wil net so 'n klein stukkie van bemoediging gee, in die boeke van 1 Samuel, hoofstuk 16 van vers 14. En in hoofstuk 16 salf Samuel klaar vir David. So David salf Samuel apostel in hoofstuk 16. Maar soos Pastor Plemons, laat ek Apostel Plemons gesê dat die pad moet eers vir jou voorberei word. You need to understand the kingdom and the kingdom's work. Ons moet verstaan hoe die koninkryk werk. En as ek myself hier die ghetto kom, kan ek nie sommer in 'n paleis gaan en nou voel ek nie. Ek moet eers 'n understanding kry van hoe die kingdom werk, sodat al moet ek gaan self vir 'n tyd onder die koning, laat ek net kan understanding hê van how the kingdom work. Maar ek wil vir iemand sê, your gift. Die Bible sê, your gift will make room for you. Your gift will bring you before great men. So great men need a gift in you. So as ek hier in die ghetto is, apostel, ek het die gift in die ghetto. Maar die great men wat die koning is, wat die priesters, wat die ouens wat op die hoë stoel, die presidente, they need a gift. They need a word in you. They need an anointing. Die salwing van die Here wat op ons is, het hy groot manne nodig. So net omdat hy die koning was, gesalf deur die Here Apostel Prys, geanoint, hy is een kant gesit, hy het aan 'n disobedient, hy het gedoen wat hy nie moes doen nie, en die Here remove sy gees van hom. Sy het gepraat, die jong mens het gepraat van, when you in the presence of the Lord, the anointing or the presence of the Holy Spirit is on you. So wanneer sy uit die teenwoordigheid in sonde, meer uit die teenwoordigheid, en dan onttrek die Heilige Gees homself van jou. En dit is die grootste gevaar wat ons ooit in kan loop. Wanneer ek nog altyd dink, ek is hy ou, maar ek weet my momente wat my stoot. Die anointing is 'n krap van my af weggeneem, en ek staan nog steeds as 'n koning. Net die feit dat ek sê ek is 'n koning, beteken nie, ek het die salwing van die Here op my lewe nie. Want die koning kan nie die juk breek nie. Die army kan nie die juk breek nie. As die salwing van die Here wat die juk breek. So het maak nie saak of ek in die ghetto is, of ek in Eerstroepie, of ek in Dial, of ek in Westbank, of ek in Mitchellsplein, het maak nie saak waar ek gebuis is. Al wat ek het is dit wat op my is. Ek het miskien niks fisies om te contribute, maar dit wat op my is, sal die Here in se lewe breek. En so nie ons mekaar. Ek gaan nie lang visie, ek gaan net 2-3 skrifte lees. Apostel, soos ek weet nie, kom ek altyd so, ek wil iemand praat, apostel, sodat ek met u kan verstaan, u is mos 'n ouer. Maar die Bybel leer my so mooi in vers 14. Die Bybel sê, maar die gees van die Here het van Saul gewyk. Vir een oomblik, apostel, het hy nog vol van die gees. Vir een oomblik was hy was nog onder die profetiese, hy het nog profeteer en het die krag en het die glorie. En vir die volgende oomblik, ek was 'n suddenly, net skielik, toe onttrek die gees hom, toe ontwyk die gees van hom. En die Bybel sê, 'n bose gees wat gestuur is van God, van hom. Soveel so, laat hy buite homself begin word. Out of the presence, voeg maar net by wat sy gesê het. Uit die gees uit, of as die gees uit jou, uit God se hand van jou afgehaal word, jy is oorgegee, jy is buite jouself. Die Bybel sê, ergens was David besig in die veld om te speel. He was practicing his gift, Apostel Prys, in the valley. Hy het as die pa se skaap gekyk, terwyl sy broers, die skaap wat hy oppas keer, hulle jollification, terwyl hy in die veld is. But wat hy in die veld was, het hy homself sy gift gepractice. Hy het die harp bespeel, Apostel, in die presence van die Here, was op sy lewe, op sy vingers, op sy hande, op sy stem. You
En die gees van die Here is nog op Dawid. Die guns van die Here het sy man gepraat. She speaks about the favor of the Lord was on David's life. En oor wat David gegaan het, God was met hom. Amen. So I need the opening. You spoke about the opening. You need the opportunity. David het die opening nodig. So die bose gees wat op Saul kom, is onmiddellik die opening vir die salwing wat op David se lewe is. So as hy opening kom, David kon hom resist. David kon gesê dat nee, wat moet ek vir Saul? Ek is al klaar gesalf, ek is die koning. Ek moet hom al klaar replace, apostel. Ek kan klaar sy replacement. Hy kan boven van homself, maar hy sien dis 'n opportunity om my gawe in werking te sit. You carry something, jy dra iets. Die Here net dit vir my gegee, apostel. Dit wat en die Here net vir u gegee. Dit wat Pastor Kami die Here net vir gegee. Pastor Dyson, you carry something that only you carry. Amen. En daai is nou nodig in Saul se huis. Een van die manne as ek die skrif op vers 17 klaar lees, dan sê hy, ek ken iemand. Yes. Alles ek in die ghetto. Yes. You sing like an angel. Yes. Alles ek wou man, ek my gawe is in werking. I'm in the presence of the Lord. Yes. Ek het die platte nodig om my gawe in my nagore te bring, of panorama, of al die hoë plekke. I bring this in the valley. Yes. Iemand het daar nie voorbij geloop in die vallei en gehoor. Hey, die ou speel mooi, joh. Yes. Hey, die ou sing mooi. Hey, die ou opreik. Iemand het jou gehoor. Daarom moet jy jouself beskikbaar stel, sodat iemand jou kan hoor, sodat wanneer dit wat hulle gehoor is nodig is, kan hulle jou inbring. That open door that only comes once in a lifetime. David moet in die paleis kom. Die Here maak op David 'n weg en hy begin te serve. Die Bybel sê elke keer wanneer die bose gees apostel boos is in Saul, hy vat David met sy gift en dan snaar hy oor die snare. Dan submit hy ding van alles het jou God boos. Die Here sal iemand boos maak, apostel, net om sy wil te wil kry en iemand anders te leef. Saul verstaan homself nie wanneer hy gees oor hom kom nie. Hy is die koning, hy is teen mekaar. Die enigste een wat hom in orde kan bring is David, want hy speel en dan byk en submit hy gees wanneer die salwing paardig word, Godsman. Hy gees moet op uit om hy moet submit. You cannot stand in the presence of the Lord. So ek bemoedig u vandag, wat ook al u het, wat God vir u gegee het, in feite, wat God net vir u alleen gegee het. You carry greatness, Pastor Elton, ons het het. Ons hoef nie gejaag daarby te sit, die apostel. We carry it daily. Ons is gebore met het. Ons is gebore met die gawe. David could have just been in the presence. Worship, a worship life sê, kom my broers, a everyday life. Ek moet nie pretend dat ek hierdie keer kom as ek hier moet aan. Nou skrik ek niet toe ek moet worship. I worship him. A worship life is a daily life. So dit was David se lewe. He worship him in the valley. En so die heerlikheid van die Here in David se lewe meer geraak. So kom ek bemoedig net by iemand. Die waar is, kom ons oefen die gawe van die Here. Die gawe van die Here, die koninkryk nodig. Godsman, die gawe in ons is nodig. Die koninkryk lek. Hy staan stil, hy stagneer. Hoekom? Ek practice my giftie. The gift will make room for you. No other thing. Jou gawe sal vir jou ruimte maak en jou gawe sal jy voor great men bring. Ons sal voor great men staan met die gift in ons. Maar hy moet gehoor word. Hy moet gesien word. Want as iemand die sien, die kan jou nie reference. Hy kan nie sê, gaan kyk daar in Delft, ek het hy man gevind nie. Because hy het net silence. Hy is undercover met die gift. Kom ons deel die gift. Kom ons geniet die gift. Kom ons geniet mekaar. Wat jy altyd nie sing so lekker, ek geniet nie. Sien nie, wat ek kan nie, something different, sien nie. Ons moet nog aan die hoed kom. Jy sal graag op spoor uit. Want dis die next level wat kom. So jy moet nie worry oor wat die mense, jy gaat net aan, because that's a gift within you. En ons wat inkom, gaan dit inskakel saam met jy. Maar mag die Here vir jy sien, apostel, baie dankie vir die gift, apostel Dyson, dankie, mag die Here ons sien, amen. Amen.